Nou ja, nou gesels ons verder met Sampie Brits. Sampie, baie welkom by ons vanaand. Dis lekker om met jou te kuier. Ja, Werner Rees, dankie, dankie. Het is great om julle weer te sien, veral na hierdie suksesvolle naweek wat ons gehad het by Nylsvlei. Nou, hoe hou jy van my setting nou? Ek sit hier so, ek wag net vir die stokke om te loop op die oomblik hier. Dis baie jaloers, hoor, baie jaloers. Ek ry daarom môre gelukkig weer Jusinie toe vir daai Tiervis Bonanza en dan gaan ek bietjie kyk viral toe, gaan ons bietjie selfs soek. Yes, So ek het dis te daarom nog lekker. heel wat voorlê die week. Ja. Ja. En dan net so 'n week of wat later is dit julle SA's. Dan gaan ons SA's van der Kloof toe, ons jaarlikse SA's en dan ons Region 5 proe vir die Protea span. Al, lekker interessante en vol program wat voor lê. Ja, dis maar gewoonlik die tyd van die jaar, jy weet wanneer die seisoen gedraai het en die hengel begin die omstandighede verbeter na ons stadige winterhengel, dan is almal opgewonde en almal is lus vir hengel die tyd van die jaar. Sampie, vertel vir ons waar pas jy in jou assosiasie? Watter assosiasie en wat doen jy daar? Wat doen jy in Sassak? Stel ons lesers net bietjie kry hulle op hoogte. Eintlik ons Ja, kykers in hierdie geval. ek is by SALA, die president van SALA, dit is South African Artificial Lure Angling Association. Ons is kunsaas gedrewe. Ons hengel slegs met kunsaas en ons teikenspesies is maar al ons vis wat ons beskikbare spesies in die dam van groot tot klein. Dit hang af wat soveel spesies die dam ons bied en dan teiken ons al daai spesies. Ons is nie gefokus op een spesifieke spesies soos vir 'n bass of karp of bawer nie. Ons teiken al die spesies deur die bank. So in 'n gegeewe dag op 'n kompetisie, as daar 14 spesies in 'n dam is, dan moet jy al 14 kan hengel op verskillende tegnieke, maar almal met kunsaas. So geen wurmpies aan die vliegies en sulke tipe goedjies nie. Niks nie, kunsaas gedrewe heeltemal. Ja, en dit is wat dit so interessant maak, jy weet. Okay. Dis hoekom almal vra altyd hoekom het ons 30 visstokke in ons bote, maar dit is want jy met die verskillende stokke in die gery het vir die verskillende spesies wat jy teiken. En dis wat dit so lekker Het, kunsaas so lekker en interessant maak. het jy letterlik 'n stok gereed vir 'n spesies of twee wat spesifiek klaar geriek is, reg is vir verskillende tipe stok ensovoorts vir elke spesies? Definitief Werner, want soos wat jy beweeg deur jou waterkolomme en op die dam rond beweeg en jy sien byvoorbeeld 'n karp het jy 'n spesifieke stok wat ons gebruik om die karp daarmee te hengel en dan jy 'n spesifieke stok vir jou bass en jou barber en jou kurper spesies en dan jou verskillende kurper spesies. Ek meen as jy van 'n blou na af beweeg van jou blou kurper ons grootstes na jou dwergkurpers toe en goed, jy weet dit jou gery verskil, jou hoekgroottes verskil, jou lyndiktes verskil, jou stokke se aksies verskil. So dit is alles die verskillende tegnieke wat toegepas moet word. As jy nou byvoorbeeld 'n sala kompetisie moet hengel of 'n aardloer kompetisie en hulle sê vir jou jy hoef net 5 spesies te hengel. Watter 5 spesies sal vir jou die gemaklikste kom? Kyk, gewoonlik dit is 'n baie persoonlike keuse waarin jy die beste presteer. Jy weet baie ouens sal verkies om ons groot spesies te hengel. Dit is nou jou karp en jou barber en jou kurper en makreel spesies. En 'n ander hengelaars sal nou weer verkies om die five smalls te hengel. Ons Ja. praat van die big five en die small five. So dan jy weet dit sal nou jou dwergtiere wees en jou dwerg en jou vleikurpers en dwergkurpers en jou muskietvisse wat ons kleinste teikenspesies is. Nou watter 5 sal Sampie verkies? Ek geniet nogal die klein spesies want dit is baie tegnies, dis finesse hengel. Dit kan jou ure vat om 'n klein muskietvis van 5 mm te vang. Ja. So dit is nogal interessant en dit is soos golf, jy weet. Dit raak tegnies later aan en jy wil net verbeter op jou spel die hele tyd. En maar dit weer speel 'n baie groot
faktor in ons klein spesies, Ja. omrede jy nie altyd die klein spesies kan sien nie. Op groot spesies kan jy 'n barber en 'n karp en 'n bas moontlik sien beweeg, maar op die klein spesies wat dieper lê en baie kleiner is, sien jy hulle nie, so jy hengel totaal blind vir hulle en dit Hmm. maak dit baie tegnies. Dis interessant. Okay, nou kom ons praat 'n bietjie oor die Sasak Challenge. Dit was nou is nou 'n interessante konsep en jy dis dit die tweede jaar wat jy nou betrokke is hierby of die derde jaar. Korrek, ja. Ja, o ja, die Yes, dit tweede. my tweede jaar. Ja. Jy het Ja, die eerste een en dit gemis. was baie die eerste een ek gemis en was laas jaar toe het ons loskop en dulstroom gedoen en hierdie jaar was dit nou nelsvlei gewees en maar ek moet sê hierdie jaar was vir my dit was my die beste een van die twee gewees by verre. Maar dis goed. Wat het jy geniet van die afgelope naweek? Wat was vir jou lekker? Ek moet ding vir jou sê, ek dink die meeste wat ek geniet het is die nuwe ondervinding wat ek ervaar het. Dis 'n nuwe wêreld. Jy weet, mense hoor altyd van die verskillende fasette van hengel en goed. Maar toe jy dit nou self ervaar wat jy fisies langs daai dam sit en jy moet heeltemal wegbeweeg uit jou comfort zone uit waar jy gewoond is aan jou op jou boot en hoe jou hengel en jou styl en jou spoed en jou tegnieke en goed, kom jy nou in 'n hele nuwe faset in en dit is ek moet sê dit was nogal 'n 'n baie groot aanpassing gewees en dit was baie lekker gewees om dit te ervaar. Wat het jy gedink van die interaksie tussen die verskillende assosiasie en federasie presidente en die hele span? Ons is nou 14 mense daar gewees. Wat is jou kommentaar oor die dinamika en wat jy daarvan af opgetel het en die waarde wat dit werklik waar vir die Engel gemeenskap het? Werner, wat ek hierdie naweek besef het, dat ons almal sit met dieselfde challenges in ons federasies. Deur die bank. Jy weet ons almal sit met performances wat ons wil ons spanne verbeter en ons spanne bestuur en die opleiding van ons juniors en goed. So almal sit met dieselfde tegnieke en goed wat toegepas moet word. Ons almal wil wen, ons almal wil die beste presteer, veral as jy internasionaal gaan deelneem. Maar om tot by daai punt te kom, het ek hierdie naweek besef dat dit is vir almal moeilik. Dis nie vir een federasie makliker of goedkoper as vir 'n ander federasie nie. Ja. So ons het 'n gemeenskaplike 'n doel waarna toe ons werk is om die beste vir ons land te lewer. Maar om by daai punt te kom het ons hierdie naweek besef, dit maak nie saak of jy diepsee of jy bas of kunsaas of watter faset jy aan deelneem nie. Almal sit met dieselfde tekortkominge en goed om ons doel te bereik. Ja, daai uitdagingkies. Nou kom ons kom 'n bietjie by die afgelope naweek se hengel. Ons het drie fasette gehengel. Die karp, die oeverhengel en die feederhengel. Method feeder om presies te wees. Watter een van daai drie het jy die meeste geniet? Ek moet sê die vierde ding nog. Dit was vir my 'n heeltemal 'n totale nuwe wêreld gewees en dit is so onbekend. Ek dink as feeder hengel vir my so indrukwekkend en uh so groot indruk op my gemaak het, sal dit verseker op 'n baie duisende ander hengelaars dieselfde indruk en verwagting skep. Want feeder hengel is baie tegnies. Dit is heeltemal 'n ander tegniese aspek en 'n tegniese benadering. Jou hele aasvoorbereiding, die akkuraatheid waarmee jy moet kan ingooi en die geduld en jy's nie heeltemal in 'n spanverband nie. Jy sit alleen aan een Ja. kant en jy moet so konsentreer die heeltyd met al jou voorbereiding en jou tegniek en alles. So feeder hengel was verseker vir my die highlight van die naweek gewees. Watter een van die drie fasette was vir jou die mees uitdagendste? Moet sê feeder. Uh,
want omdat dit so tegnies is, jy weet dis heeltemal 'n nuwe konsep in hengel vir my is dit 'n nuwe konsep in die tegniese aspek waar daarmee gepaard gaan, jy weet, is iets om te leer en jy moet dit baie vinnig aanpas as jy uit 'n sekere hengelstyl uitkom om by feeder aan te pas. En dit is wat feeder so interessant maak. Ek dink natuurlik, ek kan nie uitgepraat raak oor feeder nie. Ek het in die maatskappy vir almal al vertel van feeder, want ek het heelwat hengelaars in die maatskappy. En almal is so opgewonde om dit te ervaar en meer te leer daarvan. En so ek dink feeder is 'n baie gesonde tipe hengel wat vinnig kan ontwikkel in Suid-Afrika. Is daar iets wat jy sal dink as jy nou na die drie verskillende fasette kyk wat ons gedoen het? Is daar iewerster 'n golden thread of 'n streep wat jy kan deurtrek wat gemeenskaplik is in terme van key success factors deur al drie fasette? Ja, nee, definitief verseker wat vir my baie opmerklik was van die drie verskillende fasette die naweek is daar's twee goed wat vir my uitgestaan het. Dit is jou voorbereiding van jou aas en dan uh want daar is so baie verskillende opsies wat jy kan kyk na met jou aasvoorbereiding. Soos wat jy die water lees en die tipe aase wat toepaslik is in jou voorbereidinge goed. En dan wat vir my baie opmerklik was die naweek is die feit dat jy akkuraat moet kan gooi en jou aasplasing. Dit is baie belangrik en goed en ek dink dit is 'n ding wat ons baie moet vinnig aanleer is om ons akkuraat afstand te skat. En ek sê mos altyd die suksesvolle jagter is die ou wat 'n afstand kan skat. En ek het dit besef hierdie naweek met hengel ook. Dit is 'n groot faktor en is 'n bydraende faktor in jou sukses is om afstand te kan skat en akkuraat te gooi. Okay, baie dankie. Is daar iets wat jy hierdie naweek geleer het in terme van beginsel wat jy in jou eie faset sal wil toepas? Ja, definitief Werner, soos wat ek met die ander presidente gepraat het en goed en jy weet dit gaan oor ontwikkeling. Jy weet ons graag die sport wil ontwikkel en goed en wat vir my baie indrukwekkend en ek dink vir ons almal was die van die naweek was die feit soos daai gestremde hengelaars wat julle al geakkommodeer het in julle faset. Ek meen dit is vir ons baie na in die hart om ons juniors en minder bevoorregte mense te ontwikkel om aan hierdie sport deel te neem. Want dit is 'n gawe wat die natuur en die Here vir ons geskep het en gegee het en ons wil dit graag deel met ander hengelaars waar ons kan. En dit is eintlik ons plig om dit uit te rol buite toe om daai mense te betrek in ons fasette. Okay. Sampie, baie dankie. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en voorspoed vir jou Jussini Tiervis Bonanza. Ek hoop jy vang 'n dikke en dan lekker hengel by Waidel. Ek hoop jy vang 'n paar mooi visse daar van die kant af. Ja, Werner, baie dankie en dankie vir hierdie vir wat julle doen vir hengel en vir ons wat julle ons altyd op hoogte hou met die media en alles en dankie vir die blootstelling wat julle vir ons bied. En sterkte vorentoe vir julle ook. Ons hoop ons sien julle gou op die water iewers. Dis reg, baie dankie man. Ek waardeer lekker Dankie aanspreek. Werner. Goed, Dankie selfde. Totsiens Werner. totsiens.